Goeiemôre broers en susters, baie welkom ook by vanoggend se tyd ook saam met die Here. Vanoggend is Dominee Gawie in Kalgoorlie, waar hy ook daar die boodskap gebring. Soos elke Sondag verklaar ons ook dat ons bestaan en ons is hier om God te eer. En dan die van julle wat miskien die moederskamer gaan nodig hê, die deur reg oorkant die dubbeldeure, dit is waar die moederskamer is. As die klank 'n bietjie sag is of te hard is, kan julle net die Verian daar agter net laat weet, dat hy vir julle verstel. Baie welkom ook van elkeen van julle wat miskien vir die eerste keer vanoggend by ons is, en die van julle wat miskien ook nog nie ons nuusbrief ontvang nie. Hier voor die voorportaal is besoekersboek, as jy net jou besonderhede daar sal inskryf, dan plaas ons julle ook op die lys. Dan vanoggend is 'n baie spesiale dag vir Tannie Sari Steenkamp, sy verjaar. Tannie Sari, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop ook dat jy baie bederf gaan word en die Here ook vir hierdie nuwe lewensjaar sal seën. Dan die 19de verjaar Tannie Ali Elston. Ons wens dan ook vir haar so geluk met haar verjaarsdag. Dan 'n paar belangrike datums wat ek vir julle vra ons sal onthou. Volgende Sondag, die 19 April, is Dominee Marius in Esperance, wanneer ek die boodskap daarso gaan bring. En dan die 16de Donderdag het ons kerkradsvergadering vir Outreach. Bid asseblief vir die vergadering, as 'n paar besluite wat ons wil neem, ook met die oog vir die pad vorentoe in die gemeente, dat die Here ook vir ons daarso sal lei. En dan die mees belangrikste datum, die 3de Mei, wanneer ons ook Dominee Marius en Corlia, ook ons gemeente leraarspaar, ook hierso gaan bevestig. Dan ja, as nie kategese nie, ek dink die skole begin volgende Maandag, maar ons gaan na eerste Sondag ook nie kategese en die kategese begin die Sondag daarna, as ek dit nie reg gesien het. Dominee Marius, dis die Sondag na die lang naweek, sal die kategese weer aanvang neem. En dan herinners julle ook aan ons uitreik Bali, van die 23ste tot die 31ste Mei, wanneer daar 'n groep van 10 lidmate onder leiding van Dominee Pieter en Dominee Gawie ook daar uitreikwerk gaan doen. Dankie vir elkeen van julle wat al 'n bydrae gemaak het. Ons het wel nog fondse nodig, vir die goed wat ons ook aan daai kant moet gaan aankoop en vir die onkoste van die groep. As die Here dalk op so op jou hart lê, kan jy die rekening inbetaal en dan net Bali as 'n verwysing insit. Ons herinner julle nog aan die hartsgesprekke, as jy behoefte het om met iemand te gesels. Dominee Marius en Dominee Gawie is beskikbaar ook, as jy met iemand wil gesels. Dan is ons saam met Elise en haar familie baie dankbaar dat ook beter gaan met haar pa na sy beroerte ook in Suid-Afrika. Kom ons bly bid vir klein Shanique en Kleinhans, 15-jarige dogter hier so in Perth, hulle bly hem daar. Sy het net 15% kapasiteit op haar long oor en wag vir 'n oorplanting. En dan ook elkeen van ons mense wat nog sukkel met hulle gesondheid. Die lys is daar op ons nuusbrief en dan ook elkeen van julle wat nog dink aan die visums. Ek weet dis 'n swaar wat oor mense kop hang tot jy op jou net daai stempel in jou paspoort het. Ons glo ook dat die Here die pad ook vir elkeen sal gelyk maak. Baie dankie, Dominee Marius. Jan, baie dankie vir die afkondigings. Goeiemôre. Baie welkom by ons byeenkoms vanoggend en toe ek hier instap, toe is ek onmiddellik getref dat hier sit niemand hier nie, almal sit hier. 'n prediker vriendelike gemeente. So baie dankie dat julle soms so in die blokke sit. Dit maak dan ook net die boodskap dan ook net makliker om dan oor te dra. Tannie Sari, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons het al goeiemôre gesê, maar baie geluk en mag die Here vir jou regtig 'n vrede en 'n vreugdevolle nuwe lewensjaar ook gee. Nou dis 'n voorreg om vanoggend so met die 2-3 weke wat ons amper hier is, 'n 4de keer hier saam met julle te kuier. Nou volgende week is ons dan DV in Esperance en dan sal Dominee Gawie dan nou ook vir ons die diens dan hier dan nou ook dan doen. Ek wil graag vanoggend vir jou in die Here se teenwoordigheid inneem met die baie bekende wotum wat hier in die gemeente gebruik word. Ek gaan vir jou so in die diens gaan ek vir jou geleentheid gee om stil te word met dit wat ook op hierdie stadium in jou lewe aan die gebeur is. En vanoggend is regtig 'n geleentheid waar ek naby aan jou hart wil kom. Dis sommer net 'n hartsgesprek en ek sal net nou so ietsie meer daar rondom sê. Julle die afgelope 3 weke het ons regtig ernstig by
wesenlike heilsfeite en realiteite stilgestaan. En vanoggend gaan dit vir my daaroor, wat maak ons met dit wat ons so pas die afgelope naweek ook gevier het? Christus se sterwe, maar ook sy opstanding. Hoe leef ek vanuit dit? Hoe raak dit my lewe? Hoe raak dit my verhouding? En dis waarby ons vanoggend dan ook in die diens gaan stil word. Nou ons het die voorreg om die volgende dan as gemeente, hier ook in Perth, die Here se gemeente, om dit dan ook teenoor mekaar vanoggend te bely. En ek wil dit vanoggend gebruik as ons votum. Wanneer ons sê, Here, ons is u gemeente. En u is ons almal een, gedring deur u liefde, het ons alle mense, het ons lief. Ons vind ons vreugde daarin, om hier u saam te aanbid, getrou vir mekaar om te gee, en in eenvoud vir u te lewe. Here, verheerlik u self in en deur ons, 'n diep versigtiging wat ons het. Hoekom? Sodat verlorenes gered en gebrokenes heel kan word. U voeg hulle by en saam beywer ons vir u koninkryk. Amen. Dis 'n voorreg om jou vanoggend te groet in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. En saam met die kerk oor al die eeue bely ons dat uit die drie-enige God tot die drie-enige God leef ons en is ons hier. En mag alles wat ons doen, ook ons lewe, persoonlik daar in ons invloedsfere, strek tot eer en verheerliking van die Vader, die Seun en die Gees se heilige naam. Ek wil vir jou uitnooi, dan staan ons en dan sing ons 2 lofliedere saam. Nou ek het nou vanoggend 2 spesiale lofliedere gaan haal. Die een uit ons Kersliedere skat, daardie baie bekende lied wat sê, kom alle getroues, kom vrolik in vreugde, en kom ons word weer stil voor hierdie kind wat gebore is vir ons. Ons weet hy is die koning, hy is die verlosser van hierdie wêreld. Ons gaan al 4 strofes van hierdie lied saam sing, en dan kyk ons veel verder as net hierdie plaaslike gemeente van die Here. Kyk ons na die wêreld, kyk ons na die nasies, en sing ons dat die Here is die een oor wie dit gaan, oor sy koninkryk. En dis waarom ons ook nie net gefokus is hier in Perth nie, maar onder andere ook kyk na 'n land soos Bali, waar ons glo die koninkryk van God ook moet kom, wanneer ons daai mooi lied sing, helder skyn u lig vir die nasies. Ek nooi vir jou uit, kom ons staan ons, en ons maak dit werklik 2 heerlike lofliedere, wat ons saam sing, en die heerlikheid van die Here saam besing.
Elders skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag die lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hulseer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop hier deur ons giet. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na die wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juich dat U regeer. Laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier Mag dit dan so wees dat die Here se ryk werklik oral en in besonder dan ook in en deur ons lewe ook hier sal kom. Ek wil net hierdie skuifie aanskuif, daar is hy. Ek wil graag vir jou 'n paar oomblikke gee om net vir 'n paar oomblikke voor die Here vanoggend te kom stil word. So baie keer as ons mekaar sien, dan vra ons baie vinnig vir mekaar hierdie vraag van, hoe gaan dit met jou? En dan wonder ek baie keer, is ons regtig geïnteresseerd om regtig te hoor hoe dit met jou gaan, of is dit maar net 'n maklike manier om dalk net so vinnig net te toets en dan maar by mekaar verby te beweeg. Maar vanoggend wil ek regtig vir jou vra, hoe gaan dit met jou? Waar in die lewe bevind jy jou op hierdie stadium? Soos wat ons vanoggend hier is ons ook op verskillende lewensfases in ons lewe. Ons bevind onsself persoonlik, emosioneel, psigies, geestelik, gesondheidsgewys op verskillende plekke. Die wonder is dat ons aan 'n God behoort wat vir ons deur en deur ken, wat in ons is, wat by ons is en wat ook vir ons wil bedien met sy krag en met sy troos. En ek wil graag vanoggend vir jou 'n geleentheid gee om rustig voor die Here te word, en ek wil dit doen met seker die bekendste Psalm wat daar is, Psalm 23. En ek wil hierdie skuifie vir ons opsit, en ek wil vanoggend vir jou geleentheid gee om voor die Here, jou herder, die goeie herder wat gekom het in sy lewe kom aflê het vir elkeen van ons, om by hierdie herder te kom stil word. En baie keer as ons Psalm 23 lees, dan dink ons dat dit is geskryf in 'n tyd toe dit baie goed gegaan het met Dawid. Want hy praat hier van groen weivelde, hy praat hier van waters van vrede.
Maar as jy werklik so bietjie na die woorde van hierdie psalm kyk, dan kom jy agter dis eintlik 'n versigtiging. 'n diep versigtiging na daardie groen weivelde, na daardie waters van vrede. Hy praat hier van donker dieptes waardeur hy gaan. Hy praat hier selfs van teenstanders, van vyande. Maar die wonder is dat hy ontdek het dat die Here is sy herder. Die een wat so omvattend, so vervullend, so niks ontbrekend vir 'n mens sorg, dat hy 'n belydenis daarmee saam kan gee. Ek kom niks kort nie. En dis by hierdie herder se voete waar ek jou vanoggend vir 'n paar oomblikke wil stil sit. En daarom kom ons luister elkeen net weer na hierdie woorde, en dan gaan ek vir jou 'n lied inspeel, wat 'n beruiming is van hierdie psalm. En dan rus jy met dit wat op hierdie oomblikke in jou hart en gemoed aan die gang is as mens, by jou Here, by jou herder. Dawid het geskryf, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, en hy bring my by waters waar daar vrede is. En hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker dieptes, dan sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Sit sommer net so vir 'n paar oomblikke om vir jou 'n paar oomblikke van stilte gee. En dan sal ek vir ons hierdie lied inspeel as 'n bedieningslied vanoggend net vir jou. Vir jou net weer te verseker dat die Here sorg vir jou en vir my, sodat ons niks ontbreek nie. Kom ons word rustig. Die Here sorg vir my. Ek het alles wat ek nodig het. Hy gee my rus op plekke waar dit stil is. Hy vat my na water waar ek kan asemhaal. Hy maak my hart weer lig. Hy wys vir my die regte pad. Al loop ek deur donker plekke, ek is nie bang nie. U is by my, U beskerm my, U maak my rustig. U maak vir my 'n plek aan tafel, selfs as mense teen my is. U seën my oorvloedig, ek het meer as genoeg. Liefde en goedheid is altyd by my. My hele lewe lank, ek sal altyd by U wees.
Hemelse Vader, dankie dat ons mag weet dat hierdie is heilige oomblikke, want U is hier in ons midde. Dankie dat ons mag weet dat U is die Here God wat hemel en aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van U hande. En Here, ons is die werke van U hande. En daarom dankie dat ons mag weet dat U hand op ons lewe is en ook in ons lewe aan die werk is. Here Jesus, dankie dat ons U mag ken as die goeie herder. Die herder wat gekom het om sy lewe vir ons te kom aflê, sodat ons ook die lewe, die ewige lewe, die oorvloedslewe kan beleef en ervaar. Wat 'n voorreg om dan ook ver oggend uit 'n plek van rus, Here, ook vir 'n paar oomblikke voor U te kan kom stil word. Te kan kom vra dat U ook vir ons opnuut met U genade, met U liefde, met U krag, met U troos en met U hoop sal kom bedien. Dankie dat U elkeen van ons ken by die naam. Dat U naam aan ons naam kom verbind het by ons doop. Dat ons mag weet ons behoort aan die Here. En mag ons daarin ook 'n groot stuk troos en hoop vind. Dankie o Heilige Gees dat U in ons is, dat U ook soms vir ons sug, saam met ons sug, ook wanneer die realiteite van hierdie lewe oor ons pad kom. Dankie vir die voorreg om in 'n verhouding met U te kan staan, en wil U vanoggend net weer vir ons, deur 'n baie eenvoudige boodskap net weer herinner, dat U ook hierdie diep hartsbegeerte het, dat hierdie verhouding met U sal groei en sal verdiep. Dankie o Gees dat ons vir U kan uitnooi om ook die woord vanoggend vir ons te kom breek. Dankie dat ons dit in Afrikaans kan lees, ook in hierdie land Australië. Wil U dan vanoggend met elkeen van ons praat. En ons bid dit en ons vra dit in die naam bo alle name, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. En wil broer en suster, is 'n voorreg om dan vanoggend ook so vir 'n paar oomblikke saam met jou ook die woord te kan oopmaak. En as jy die Bybel saamgebring het, dan kan jy saam met my blaai na Psalm 63. Dis 'n psalm wat ek graag saam met jou vanoggend wil lees, en besonder so 'n bietjie rondom ons tema waar rondom ek dan nou wil gesels. Nou, ek het nou reeds vanoggend gesê, vanoggend is vir my so 'n geleentheid om sommer net 'n hartsgesprek met jou as kind van die Here vanoggend te kan hê. Ek het nou nog nie die voorreg gehad om my intreepreek hier te gee nie, en daar sal julle ook iets van my hart ook hoor vir hierdie gemeente en vir elkeen van julle. Maar vanoggend wil ek so 'n paar oomblikke vanuit die hart sommer net so bietjie met jou gesels. Ek maak in my bediening die afgelope amper 30 jaar wat die Here vir my die voorreg gee om gemeentes te bedien, maak ek van tyd tot tyd geleentheid om regtig net 'n pastorale gesprek. Ons noem dit hier in die gemeente 'n hartsgesprek net te hê, om van hart tot hart bietjie net te gesels. Ons kom so pas uit Paasnaweek uit, ons het vasgehou en ons weer herinner aan die fondamente waarop ons geloof staan. Maar die groot vraag is, hoe leef ek vanuit dit wat ons verlede naweek oor Paasnaweek gevier het? Die sterwe en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Hoe raak dit my verhouding met God? En vanoggend wil ek sommer net op 'n baie persoonlike manier by jou dan uitkom. Psalm 63, ek gaan dit vanoggend gebruik as die stem van Dawid, wat iets van sy nabye persoonlike verhouding met die Here vir ons verwoord. Ek dink 'n mens sou klomp psalms kon gebruik om dit te doen, maar ek het gekies om Psalm 63 vanoggend saam met jou vir 'n paar oomblikke in die prediking ook aan die woord te stel, en op 'n moment sal ons saam na hierdie psalm kyk. Dawid het hierdie psalm geskryf, en ons sal net sal ek ook so ietsie van die agtergrond gee, maar ons weet hy het dit in 'n tyd wat hy in die woestyn gebly het hy hierdie psalm geskryf. En hy het die volgende geskryf, hy sê, ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, ek smag na U, soos 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is vir my meer werd as die lewe, daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond.
As ek aan U dink op my bed oor U pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my. Maar hierdie mense wat my ondergang soek, mag hulle wegsink in die dieptes van die aarde, mag hulle aan die swaard oorgegee word en aas vir die jakkalse word, en laat die koning hom in God verbly, laat elkeen wat hom op God verlaat, hom prys. Die mond van die vals mens word toegestop. 'n Psalm so uit die hart en uit die pen van Dawid so 1000 jaar voordat die Here Jesus Christus gebore is as mens en as koning vir jou en vir my. En ek wil vanoggend so 'n bietjie rondom hierdie tema van wanneer ek in God glo, maar hom nie regtig ken nie, wil ek so vir 'n paar oomblikke saam met jou vanoggend gesels. Nou as mens na die Heidelbergse Katekismes kyk, dan vertel die Heidelbergse Katekismes vir ons dat geloof het 2 fasette aan dit wat ons geloof noem. Die een faset van geloof gaan daaroor om in God te glo, om in Jesus Christus te glo, om jou vertroue in die Here Jesus Christus te stel. Maar daar's 'n tweede faset waaraan die Heidelbergse Katekismes ons herinner waaroor ons geloof gaan. En dit is naamlik dat ek en jy, die Here in wie ek en jy ons vertroue stel, om ons te red, om ons heil en ons hoop en ons verlosser te wees, om daardie verlosser, daardie Jesus Christus te ken. Die tweede faset van geloof gaan oor kennis, die ken van die Here Jesus Christus. En nou is dit baie interessant as 'n mens bietjie na die prediking kyk binne in gemeentes en in die kerk van die Here Jesus, dan praat ons geweldig baie oor hierdie eerste faset, dat jy jou vertroue in die Here Jesus Christus hier op aarde moet plaas. Maar die tweede faset word eintlik so 'n bietjie agterweë gelaat. En dis waarom ek vanoggend so vir 'n oomblik bietjie rondom die ken van die Here Jesus Christus met jou wil gesels. Want dis ook in besonder waarom die Heilige Gees in jou en my hart en lewe aan die werk is. Om vir jou en vir my te help om Jesus Christus te leer ken, beter te leer ken, dieper te leer ken. Die hartseer realiteit is dat baie gelowiges glo in die Here Jesus Christus, maar ken die Here Jesus Christus soms baie sleg of baie swak. Daarom hierdie preektema vanoggend. Wanneer ek in God glo, maar hom nie regtig ken nie. Wat beteken dit om iemand te ken? Dink vir 'n oomblik, wat beteken dit om te sê ek ken hierdie mens? Nou ek wil dit vanoggend nou prakties illustreer en dalk op hierdie manier dalk vir jou so bietjie help om my so bietjie beter te leer ken. En ek wil sommer net so ietsie uit my lewe uitdeel van wat dit beteken om iemand te ken. Nou ek het die voorreg om die afgelope 28 jaar met Corlia, my vrou, getroud te wees. Ek is 28 jaar met haar getroud, maar ek ken haar alreeds vir 49 jaar is ons lewens met mekaar verstrengel hier op aarde op verskillende wyse. Maar die afgelope 28 jaar het ek vir Corlia dieper leer ken as enige ander mens hier op aarde. Ek ken haar stem bo die stem van ander vroue. Ek ken haar kyk sonder woorde. Ek ken haar geur. Ek ken haar diepste vreugdes. Ek ken haar passies in hierdie lewe. Maar ek weet ook van dinge wat seer en vrese in haar hart en lewe is. Ek weet van wat se plante sy hou. Ek weet van wat se diere sy hou. En ek en sy het ook 'n geskiedenis saam. So dit klomp dinge al saam in hierdie lewe meegemaak. Het klomp ondervindings gehad. Ons deel ook 2 kinders met mekaar. Ons is lief vir mekaar, ons glo in mekaar. En ek dink, ek kan dit waag om vanoggend te sê, as daar een persoon hier op aarde is wat ek ken en wat ek glo my ken, dan is dit Corlia, my vrou. Maar nou is dit so, dat ondanks die feit dat ons nou al 'n hele klomp jare saam met mekaar die pad deur die lewe loop, het ons nodig dat hierdie ken van mekaar nog steeds sal groei. Dat hierdie ken van mekaar nog steeds sal verdiep.
Ons het nog steeds nodig om deel van 'n proses in ons ken van mekaar te wees, waar dit dieper sal word en waar dit sal groei. En dan gebruik die Here mos nou verskillende gebeure in situasies in die lewe om iemand nog 'n bietjie beter aan jou bekend te maak. Soos hierdie skuif na Australië is deel van 'n proses wat ek glo die Here ook gebruik om vir haar my 'n bietjie beter te leer ken en ek vir haar 'n bietjie beter te leer ken. So ek gebruik hierdie somme net as 'n beeld om vanoggend vir jou iets te probeer verwoord van 'n diep hartsbegeerte wat die Here ook het rondom jou en my in ons verhouding met hom. Is dat die Here 'n diep hartsbegeerte het dat ek en jy nie net sal weet dat hy ons ken nie, maar dat hy ook 'n diep hartsbegeerte het dat ons hom sal ken. Die Here Jesus het dit vir ons saamgevat in daardie baie bekende woorde toe daar vir hom by geleentheid gevra is, maar wat beteken dit? Wat is die grootste gebod van die 10 gebooie? En die Here het dit vir ons saamgevat in die groot gebod wat ons ken. Jy moet die Here jou God lief hê. Hoe? Met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. 'n diep hartsversigtiging wat God het, dat ons hom sal ken. Dat ek sal weet wat vir hom belangrik is. Dat ek sal weet wat vir hom vreugde bring. Wat is dit? Dit wat sy hart behaag. Wat is sy wil? Om iemand te ken. En nou weet ons ook, daar's 'n verskil om iemand te ken en van iemand te weet. Almal van ons weet van iemand soos byvoorbeeld Elon Musk. Ek het nou gewonder, wat 'n voorbeeld sou ek nou vanoggend hier kan gebruik, wat relatief veilig sou wees. Almal van ons weet van Elon Musk, en ons praat baie keer oor Elon Musk, asof ons hom persoonlik ken. Maar die vraag is, ken ons hom soos wat sy vrou hom ken? Daar's 'n verskil om iemand te ken en net van iemand te weet. En so kan dit ook in ons lewe gebeur rondom God. Dat ons weet en ken van God, partykeer net gegrond is op wat ander van God gesê het. Dit wat ek hoor dalk by die kerk en prediking, wat ander mense van die Here vertel, maar dit bly altyd amper 'n tweedehandse, derdehandse ervaring oor God. Terwyl Job op 'n plek in sy lewe gekom het waar hy sê, Here, ek het nog altyd van U gehoor. Maar nadat hy 'n hele rits ervarings en lyding en seer en smart en pyn in hierdie lewe beleef het, kom hy by 'n belydenis. Hy sê, Here, ek het nog altyd van U gehoor, maar nou het ek U gesien. Party van ons kan dalk vanoggend hier sit en sê, weet jy, as ek baie eerlik moet wees, het ek eintlik net 'n verlede herinnering ken van God. Waar ek tans in my verhouding met die Here staan, moet ek baie eerlik wees, as ek dalk 'n bietjie verder weg van die Here af. Dit is amper soos daardie ou skoolvriend saam met wie jy op skool was, wat julle die lewe gedeel het op skool, en na skool het julle kontak verloor. Julle het mekaar op skool geken, maar daar's kontak verloor, en skielik loop julle mekaar hier in Perth in 'n winkelsentrum raak, en julle gesels weer oor dinge. En dan dink ons baie keer, ons ken mekaar nog. Maar eintlik moet ons baie eerlik wees, ek weet net van jou. Want daar is kontak wat ons verloor het. Sommige van ons kan vanoggend werklik sê dat my weet en my ken van God is 'n intieme, persoonlike, liefdevolle ken van God. Ek beleef sy stem, ek hoor sy stem in my lewe. En ek weet, hy is besig om saam met my storie hier op aarde te deurleef. Nou, wanneer ons in die Bybel kyk en in die Bybel lees, dan sien ons dat daar verskillende mense is wat hulle stemme laat opgaan oor die ken van God. En ek wil vanoggend sommer net so by wyse van 4 stemme, wil ek vir jou so ietsie net oopbreek rondom die ken van God. 3 stemme gaan ek net vanoggend net gewoon ietsie sê wat hierdie individue vir ons sê oor die ken van God. Maar ek wil graag die stem van Dawid vanoggend hier aan die woord stel, wat vir ons iets vertel van 'n persoonlike, nabye, intieme ken van God. Die eerste stem waarna toe ek jou vanoggend wil neem, is die stem van Jakobus,
wat in sy briefie wat ons in die Bybel ken as die brief van Jakobus vir ons ietsie vertel en waar hy vir ons dit baie pertinent op die hart wil kom lê, dat om die Here te ken is meer as net om van die Here te weet. So baie keer in gesprekke dan kry jy met mense te doen wat vir jou sê, weet jy wat, ek glo in God. Ek glo dat hy bestaan. Is dit nie genoeg nie? Want hoeveel mense is daar nie in ons dag en tyd en leefwêreld wat glad nie in God glo nie? Ek glo in God. Ek glo hy is daar. Is dit nie waaroor dit gaan nie? En ek dink dis baie billike vrae wat ons kan vra en mag vra en saam met mekaar kan oordink. Maar as ons na die woord kyk en besonder na die hart van 'n Jakobus wat hieroor praat, dan wys hy vir ons daarop dat dit in die verhouding met God oor meer gaan as om net van God te weet. Dat ons nodig het om werklik vir God te ken. En dan gebruik hy nou hierdie woorde in Jakobus 2 vers 19 as hy vir ons sê, glo julle dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. Wat sê Jakobus vir ons hier? Hy sê vir ons die volgende, hy sê, dis een ding om van God te weet. Die bose geeste, die duiwels weet ook dat God daar is. Maar dit verander nie hulle gesindheid teenoor God nie. Die feit dat God bestaan, die feit dat hulle weet van die realiteit van God, bekeer hulle nie terug na God toe nie. Bring nie 'n verandering en 'n ommekeer in hulle lewe nie. Inteendeel, hulle sidder, omdat hulle weet dat hulle verhoudingsgewys van God afgesny is. En hiermee probeer Jakobus net vir ons iets sê, dat God wil nie net hê dat ek en jy van hom moet weet nie. Maar sy diepste hartsbegeerte is dat my hart en my gesindheid, my lewe in beweging sal kom, omdat ek weet, ek het met God te doen. En is opmerklik dat Jakobus juis hierdie woorde skryf in daardie perikoop, waar hy praat oor glo en doen. Dat hy sê 'n geloof wat nie tot dade oorgaan nie, is dood. Dit beteken niks. So wanneer Jakobus se stem opklink oor die ken van die Here, dan sê hy dat dit gaan oor meer as net om van God te weet. Dit is om werklik God te ken. Om werklik persoonlik by hom betrokke te wees. Johannes vat dit dalk so 'n bietjie dieper, wanneer hy die ken van God en gehoorsaamheid aan mekaar verbind. Johannes lê 'n verband tussen gehoorsaamheid, om dit wat ek in die woord lees en hoor, om uitdrukking daaraan te gee in my lewe. Dieselfde wat Jakobus gesê het. Hy lê daardie verband. Hy sê in 1 Johannes 2 vers 3 tot 4, sê hy dat ware kennis van God, hoe kom die kennis van God in jou en my lewe na vore? Hy sê in gehoorsaamheid. In jou houding en in jou gesindheid teenoor die woord en wat God in ons lewe wil. Hy sê, as ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Wat sê Johannes? Hy sê, jou gehoorsaamheid is 'n aanduiding van dat jy vir God ken. Jou ken van God kom na vore in die mate van jou gehoorsaamheid aan die Here. En ek dink Johannes open hier net 'n perspektief vir ons daarop, die volgende, dat ek en jy weet almal hoe om soos 'n Christen te lewe en te klink en op te tree. Die vraag is egter, volgens wie se beginsels lewe ek? Lewe ek nog steeds my eie stel reëls, of lewe ek volgens dit wat die Here van my gee en vra? Dit is maklik om uiterlik te lyk en te klink soos 'n Christen. Maar die vraag is eintlik, hoe lyk my gehoorsaamheid aan dit wat ek in die woord hoor en sien? Kan nog altyd gebeur dat ek selfs as kind van die Here uiterlik so kan lewe, maar innerlik is daar 'n ander stel reëls aan die gang. En dis wat Johannes vir ons so ietsie net op die tafel wil probeer sit. Daar's 'n derde stem en dis die stem van Paulus, wat kom in die ken van God aan vryheid verbind.
Paulus skryf in Galasiërs 'n brief aan gelowiges. Mense wat die Here ken, wat die evangelie van Jesus Christus gehoor het, dat hy gesterwe het, dat hy geopgestaan het. Maar toe gebeur daar iets in daardie gelowiges se lewe, en dit is dat hulle self weer eintlik teruggevat het na 'n werke godsdiens, om self weer hulle pad na die Here reg te maak. En dis waaroor Paulus dan nou in die gemeente, aan die gemeente in Galasiërs skryf. Dus die hele brief gaan oor hierdie hele ding, wat hy in Galasiërs 4:8-9 sê. Hy sê, daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie, en slawe was van niks werd afgode. Maar nou dat julle God leer ken het, of liewer nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van vooraf weer slawe daarvan wees? Is asof Paulus hier sê, dat die ken van God wil jou en my in hierdie lewe vry maak. Maar hierdie vryheid kan bedreig word, omdat ek God nie ten volle ken en so ken soos wat ek moet nie. Een van die bedreigings vir 'n kind van die Here in ons verhouding met die Here is dat ek en jy weer terug wil val na reëls, na moedsemoenies en beginsels. Ons noem dit wettisisme. Dat ek uit die genade en die liefde wat die Here met my omgaan, dat ek nou skielik weer self wil probeer om my verhouding met God reg te maak. Die ander kant wat ons vryheid bedreig, is die hele ding van om onverskillig te lewe in hierdie lewe. Om onverantwoordelik te lewe as kinders van die Here, om te sê, weet jy wat, ek lewe die lewe, ek weet dit wat ek nou hier doen is nie reg nie, maar ek sal later weer op my knieë gaan, my skuld bely en vir die Here vir vergifnis vra. Paulus sê in die brief van Galasiërs, dat die Here handel met ons met genade en met liefde. Ons het nodig om daardie genade en liefde te ken, want dit hou ons vry van 'n wettiese lewe. Maar ons het ook nodig om te weet dat die Here met ons omgaan, sodat ons heilig en afgesonder hier op aarde kan lewe. God se genade vir ons is nie goedkoop nie. So ietsie van 'n stem wat Paulus laat opgaan. Ek wil vanoggend wel die stem van Dawid vir 'n paar oomblikke aan die woord stel. Hierdie psalm wat ons saam gelees het, wat iets van 'n intieme, nabye, persoonlike verhouding met God vir ons beskryf. Ons weet dat Dawid het hierdie psalm geskryf toe hy in die woestyn geskuil het, toe sy eie seun Absalom hom wou doodmaak en die koningskap by hom oorneem. Hy sit in die woestyn. Hy sit in lewensbedreigende omstandighede. En hy kan waarskynlik daar gesit en dink dit is baie onregverdig wat besig is om hier te gebeur. En ek dink woestynomstandighede, lewensbedreigende omstandighede is baie keer ook omstandighede waar ek en jy ook baie ver van God kan voel en wees. Maar is juis hier waar Dawid iets van sy persoonlike ken van God vir ons verwoord. En ek wil vir jou innooi om net ietsie daarvan saam met my vanoggend te oordink. As ons na hierdie psalm kyk, dan sien ons Dawid begin hierdie psalm met hierdie woorde. Hy sê, ek soek U, o God, my God. 'n baie persoonlike uitdrukking, wanneer hy met die Skepper God praat, om te sê dat hierdie God is my God. Is nie iemand anders se God nie, sê Dawid. U is die God wat ek dien. U is my God. Ek het nie net van U gehoor nie, soos Job ook destyds gesê het. Ek het nog altyd van U gehoor, maar nou het ek U gesien. Daar's 'n persoonlike belewenis van God. Dawid gaan verder en dan sê hy, ek dors na U. Ek soek U. Ek smag na U. Soos 'n dor in 'n droë land, 'n land sonder water. Nou die mense wat vir ons help om hierdie tekste te verstaan, ons kommentatore, hulle verduidelik vir ons dat hierdie woorde dors en soek en smag, dat dit versigtingswoorde is, na dieper, na meer. En dit is asof Dawid vir ons hier wil sê, weet jy wat, ek het deur hierdie lewe gegaan, en ek het agtergekom, daar is niks in hierdie lewe, wat my diepste nood en behoeftes kan bevredig, buiten die Here nie. Hy sê, ek gaan sit aan by 'n tafel, en ek eet 'n stukkie brood, net om later agter te kom, ek moet weer
van daardie brood eet om my honger te stil. Dis net die Here wat my nood en behoeftes volkome bevredig. Hy sê, ek het vir u lief. Ek smag na u. 'n diep versigtiging, maar ek het meer van u nodig. Dawid gaan aan in vers 3, hy sê, ek wil by u in u heiligdom wees, om daar u mag en grootheid te ondervind. Dis asof hy hier wil sê, Here, ek het u gesien. Ek weet van hoe u is, en wie u is. Ek herken u, as ek u sien. Ek weet hoe u is, u mag, u majesteit, u glansrykheid, u skoonheid. Vers 4 gaan hy aan en sit hy iets op die tafel wat 'n mens nogal 'n bietjie laat dink. Hy sê, u liefde is vir my meer werd as die lewe. Dit is asof hy wil sê, as ek voor 'n keuse gestel moet word om te kies tussen God se liefde en om die lewe te verloor, of om God se liefde te verloor en die lewe te behou, Here, dan kies ek om u liefde te behou en die lewe eerder te verloor. Dis amper wat Paulus in Nuwe Testamentaal gesê het, toe hy by geleentheid ook met die Galasiërs gepraat het en gesê het, weet jy wat, ek is in 'n tweestryd. Ek weet nie of ek moet na die Here toe gaan en by hom wees om sy teenwoordigheid te beleef, maar dan gaan julle nou nie my lering kry nie, sê hy. En of ek eerder maar in die lewe moet bly en nog 'n bietjie langer moet smag om by die Here te wees. Is daai tweestryd. Maar Dawid sê, u liefde is vir my meer werd. As ek moet kies, dan kies ek hierdie liefde, hierdie goedheid, hierdie trou van u. Hy gaan aan, en hy sê in vers 5, ek sal my lewe lank vir u loof, my hande ophef om u naam te prys. 'n Uitdrukking om net gewoon te sê, Here, ek sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek het u ondervind, u het my verander, u het my lewe aangeraak, ek sal nooit weer dieselfde wees nie. En die impak van hierdie nooit weer dieselfde wees, die beskryf hy vir ons in vers 6 tot 9, wanneer hy sê, maar ek het u ontdek as my hulp, ek het u ontdek as my beskerming, ek het u ontdek as my ondersteuner. Iets van iemand wat God leer ken het, persoonlik, eerstehands. En nou wil ek vir jou vir 'n oomblik neem, en daarmee wil ek klaarmaak vir oggend, om naby aan jou hart te kom. En ek wil dit noem, dis alles in die naam. En dit gaan oor hierdie aanspreekvorm, van hoe Dawid die Here hier aanspreek. Hy sê, ek soek u, o God, my God. Want jy sien binne in die naam, wat Dawid hier vir die Here gebruik, kom jy iets agter van hoe hy die Here geken het. Kom jy iets agter van die intimiteit, die diepte van waar hierdie verhouding van Dawid met God gelê het. En nou het ek gewonder, hoe gaan ek dit vir jou kan verduidelik? Dat in die wyse hoe ek iemand aanspreek, kan ek ook agterkom, hoe lyk die diepte van daardie verhouding wat ek met daardie persoon het? En ek het besluit om dit as volg te doen. Ek gaan dit eers op 'n menslike vlak vir jou probeer verduidelik. En dan gaan ek vir jou neem na jou verhouding met God en hoe jy vir God noem. Kom ek verduidelik dit vir jou op 'n menslike vlak. Ek gaan maar weer my lewe gebruik om vir jou net dit te verduidelik. Veronderstel die volgende gebeur. Ek sit in die sitkamer, die telefoon lui, en die volgende oomblik is daar 'n stem oor die telefoon wat vir my vra, is dit meneer M.J. de Beer? Ek wil graag met u praat oor 'n begrafnispolis van B-Bank. Ek dink jy sal met my saamstem, nou ek weet nie, ek dink nie hier gebeur sulke goed in Australië nie, maar ek dink jy sal met my saamstem, dat hierdie is eintlik nie 'n persoonlike oproep nie. Dis 'n saaklike gesprek. Dis iemand wat my as meneer M.J. de Beer aanspreek. Ons ken mekaar glad nie, ons het mekaar nou hier oor die telefoon ontmoet. So ons ken van mekaar is eintlik baie ver en vlak. Kom ons vat dit 'n bietjie verder. Mense noem my partykeer Dominee Marius. Nou dit sê vir my dat jy al ietsie van my ken, dat jy ietsie van my weet, jy dalk al eers iewers 'n preek van my gehoor. Dit sê iets dat ons
is nader aan mekaar. Daar's mense wat vir my Marius noem. Dit is gewoonlik die mense wat baie meer van my weet, my vriende, en ons het 'n vrymoedigheid om mekaar op voornaam te noem, Marius. Dan is daar mense, en daar's eintlik net een in hierdie wêreld wat my noem Marmuis. Marmuis. Dit sê vir my dat ek en hierdie persoon kom baie jare al deur die lewe. Ons het baie stories wat ons met mekaar deel, en ek weet ook dat daardie persoon wat vir my sê Marmuis, het ook onderneem om van daai stories glad nie eers in hierdie lewe verder te vertel nie. Maar ons kom oor baie jare saam. Meneer M.J. de Beer, Dominee Marius, Marius, Marmuis. En dan is daar baie intieme aanspreekvorme, waarvan een onder andere is, en daar's net 2 sulke persone in die wêreld wat my so aanspreek. En dis my 2 kinders wat vir my sê, Papa, 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 ons is lief vir jou, of Papa, jy moet skeer. Vanoggend het Martie vir my gesê, Papa, jy sal 'n ander kleurdas moet kry. Dis die 4de keer wat jy hier is, ek sal werk daaraan. Ek het net 'n bloue ingepak, gedink die container sal al hier wees. Papa, hoor jy net hierdie aanspreekvorme? Hierdie aanspreekvorme vertel jou iets van die ken, van die nabyheid wat daar is in verhoudings, van 'n meneer tot en met by 'n papa. Dis op 'n menslike vlak. Nou wil ek dit vanoggend neem na jou en my verhouding met God, en vir jou die vraag vra, wat noem jy God? Wat noem jy God? Want die manier waarop ek en jy met God praat en oor God praat, vertel iets, getuig iets van die ken van God, van die diepte wat daar in ons verhouding met mekaar is. Wat noem jy God? Die groot ou in die lig? Die ou baas? Die man daarbo? Liewe 3,5 kilogram baba Jesus? Baie keer is dit die tipe manier waaroor mense met God praat. En 'n sekere manier om daaroor te praat, maar dit vertel ook iets vir my van dit is nie intimiteits aanspreekvorme van God nie. As jy God ken, sal jy waarskynlik baie spesifiek met hom praat en oor hom praat. En die woorde wat jy gebruik, vertel iets van die begrip, van die ervaring, van die ken van God wat jy het. Ons het vanoggend stil gestaan by Dawid wat hier in hierdie Psalm eintlik kom sê, Here, U is my hulp. Here, U is my helper. U is my beskermer. U is my ondersteuner. En U is die regverdige. Want jy sien hoe ek God noem, vertel iets van hoe ek God ken. En daarom wanneer 'n mens in 'n geselskap soos hierdie is, in 'n byeenkoms soos hierdie, is dit nie vreemd dat wanneer ons met mekaar praat, dat ons vir mekaar sal sê, weet jy wat, die Here is my verlosser. Want ek het sy genade wat hy in Jesus Christus vir my kom gee en kom bewys het ek ontdek en leer ken. En beleef ek dat hy vir my 'n leeftyd wat ek lewe, se sonde skuld afgeskryf het in sy groot liefde en genade. Ek noem hom verlosser. Hier is van ons wat vanoggend die Here sal noem my geneesheer. Want hy is die een wat jou gebroke hart vir jou genees het en aangeraak het. Hier is van ons wat hom vanoggend sal noem my trooster. Want hy is die een wat in daardie krisismoment in jou lewe, in jou en by jou gewees het om jou te troos. Sommige van ons sal die Here ons rots noem. Ander sal ons sê, hy is my sterkte. Dalk is daar van ons wat vanoggend sal noem, die Here is my voorsiener. Want toe mense hande nie daar was nie, en ek nie geweet het hoe om verder te gaan toe die skuldeisers voor my deur gestaan het nie, het die Here op 'n wonderbaarlike manier aan my voorsien. Hy is my voorsiener. Miskien voel jy baie keer alleen, maar het jy in hom 'n vriend ontdek. Miskien
was jou aardse pa nooit daar vir jou nie. Maar in hierdie God van hemel en aarde, het jy 'n Vader ontdek. Wat noem jy God? Ek wil sluit. Vanoggend se boodskap, liewe broers en susters, is sommer net 'n boodskap uit my hart uit. Om net weer vanoggend, dalk as vreemdeling, net die vraag voor jou neer te sit en te sê, ken jy vir God? Meer nog, hoe ken jy God? Hoe lyk daardie verhouding waarin jy staan met God? Die goeie nuus, liewe broer en suster, wat die woord van die Here vir ons gee, is dat as ek vir God nie ken nie, kan ek hom leer ken. Die goeie nuus van die woord is dat as ek miskien op 'n plek in my lewe gekom het waar ek moet sê dat, weet jy wat, ek was op 'n tyd in my lewe naby aan hom. Maar daar het dinge gebeur, die lewe het geskuif en ek is ver van hom, dan kan ek en jy weer naby aan hom kom. Om God te ken gaan nie oor reëls nie, liewe broer en suster. Dit gaan oor 'n verhouding. 'n Verhouding wat hy vir ons sê dat, weet jy, as ek en jy na hom soek, kan ons weet hy sal ons vind. En dit kan dalk wees dat daar vanoggend vir een persoon in hierdie vertrek, hierdie boodskap dalk net is, om net vir jou iets te verseker van, dat die Here is reeds daar. Hy is op soek na jou, dalk deur 'n boodskap soos hierdie. Liewe broer en suster, die ken van die Here bestaan en ontstaan en begin en is eintlik baie eenvoudig. Dit lê aan die een kant op 'n persoonlike vlak, maar dit lê aan die ander kant op 'n gesamentlike, gemeenskaplike vlak. Op 'n persoonlike vlak lê die ken van die Here in daardie tydjies in my dag, in my week, waar ek 'n tydjie oopstoot. Stil word by die Here. Eerlik my vrees, my versigtinge, my pyn, my seer met die Here deel. Dit lê op 'n persoonlike vlak waar ek die Here se stem hoor en probeer hoor uit sy woord in Afrikaans, my Bybel. Dit lê in my gebedslewe. Dit is 'n persoonlike gebeure waar ek die Here leer ken. Maar dit lê ook op 'n gesamentlike vlak. Dit wat hier in die eredienste hier gebeur in hierdie geloofsfamilie. Dis 'n manier hoe ons ook die Here saam beter leer ken. Ons Bybelstudies saam, ons getuienisse teenoor mekaar. Die ken van die Here, liewe broer en suster, is eintlik baie eenvoudig. Hier in Perth Afrikaanse Kerk sê ons uit die kruis, met ander woorde uit die sterwe en die opstanding van die Here Jesus Christus, kom daar groei. Is daar versorging en is daar nuwe lewe. En vanoggend is hierdie boodskap gewoon maar net om vir jou aan te moedig en jou te bemoedig tot daardie groei waarna toe ons hier strewe. En dat ons van die gemeente se kant af en ook as dominees vir jou wil sê, ons wil saam met jou die pad loop om ook te groei in ons ken en in ons verhouding met die Here. En dis by uitstek ook wat die Heilige Gees in jou en my lewe wil doen. Ek dink uit die stem wat ons van Dawid gehoor het, kom 'n mens agter dat hierdie persoonlike ken van die Here het ook 'n impak en 'n implikasie op ons lewe en jy kan daarvan self getuig ook. Hierdie ken van die Here bring vir ons genesing in die hele. Hierdie ken van die Here verander ons perspektiewe op die lewe en oor die lewe. Hierdie ken van die Here bring vir sommige van ons selfs by 'n punt waar ek vergifnis aan hulle wat dit eintlik nie verdien nie. Dat ek op 'n punt kan kom omdat ek die Here ken, dat ek ook vergifnis vir hom kan aangee. Hierdie ken van die Here verander my lewe so, dat ek weet my lewe gaan eintlik nie oor myself nie, maar dit gaan oor Christus, oor sy naam, oor sy koninkryk, oor sy wil, en dat ek op so 'n manier dan ook lewe. Kortom, die ken van God verander alles. Liewe broer en suster, sommer net ietsie uit my hart wat ek vanoggend op die tafel wil sit. Daar's baie stemme oor die ken van God. Vanoggend sommer net dit. Mag die Here vir ons onderneem om saam hom beter en dieper
te leer ken in hierdie lewe. Mag dit in ons lewe uitstraal. Ons is mense wat die Here ken. Soos wat na vore kom in ons gehoorsaamheid en ons getuienislewe, in die vreugde en die vrede waarmee ons lewe. Ek gaan vir jou 'n paar oomblikke gee van stil gebed. Dan praat jy met hierdie Here. Ek weet nie hoe gaan jy die Here vir oggend noem, watter name gaan jy vir oggend gebruik nie. Maar ons weet dat daar is 'n diepe versigtiging in God se hart, dat ons hom sal ken. En mag die Heilige Gees 'n honger, 'n dors, 'n smagting in ons harte gee, om God beter en dieper te leer ken. Kom ons word stil voor die Here, ek gaan vir jou tyd vir stil gebed gee, en dan sal ek vir jou voorgaan met 'n gebed. Hemelse Vader, ons wil ver oggend voor U kom stil word en vir U dankie sê dat ons nie net van U naam weet nie, maar dat ons U naam ook mag ken. Die groot Ek is. Here Jesus, dankie dat ons nie net van U naam weet nie, maar dat ons U naam mag ken as die een wat ons persoonlike verlosser en saligmaker is, ons Heiland, ons Here, ons Koning. En o Heilige Gees, dankie dat ons nie net ver oggend van U mag weet nie, maar dat ons U ook mag ken. Mag weet dat U as die Gees van God in 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons staan, om ons juis te lei, om ons verhouding met God te verdiep. God as Vader en as Verlosser en as Gees beter te leer ken. En daarom wil ons vra dat U ook die goeie werk wat U in elkeen van ons begin het, ook sal voortsit, op 'n dieper, op 'n intiemer pad, ook saam met U deur hierdie lewe. Here, dankie dat ons ook hierdie nuwe week in U naam kan aanpak, dit tegemoet kan stap. Dankie dat ons vir elkeen kan bid wat op ons siektelys is. U ken ook ons persoonlike omstandighede, en Here, ons kom stel onsself afhanklik van U. Dankie vir U seëninge in ons lewe, en Here, dat ons ook op plekke en op geleenthede kan wees en verhoudings kan staan, waar ons werklik ook die seën waarmee U ons seën, dat ons ook daardie seën kan aangee. Here, mag ons geken word as mense wat die Here ken. Mag dit na vore kom, onder andere in die vryheid wat U vir ons gegee het, in die gehoorsaamheid in ons lewe. Ja, mag dit ook na vore kom, in hoe ons oor U praat, ons God, met groot respek, maar met diepe liefde teenoor U. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe broer en suster, jy het geleentheid om die Here dan met jou dankoffer te dien. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Here, wat 'n voorreg dat ons mag weet dat U is die een wat vir ons versorg, vir ons voorsien.
Dankie Here Jesus dat U ook vir ons geleer het dat ons met vrymoedigheid ook mag vra vir ons daaglikse brood. En Here, as ons kyk na hoe U vir ons seën, dan kan ons maar net sê, Here, U is goed en U is getrou. En daarom dankie ook vir hierdie dankoffers wat ons vanoggend kan gee. En Here, dat ons kan vra dat dit ook so sal gebruik word om U naam en U koninkryk ook hier op te bou en uit te bou. Dankie dat ons ook ons lewe ook vir U kan gee. Nie net 'n dollar nie, maar ons hele lewe. En wil ons ook opnuut weer, ook op daardie altaar klim, om vir U 'n lewende en 'n heilige offer te wees, tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit in diepe dank, maar ook in diepe afhanklikheid, in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe broer en suster, kom ons sluit af met die sing van hierdie lied. Dis 'n versigtingslied, 'n lied wat ons gewoonlik baie keer gebruik by bedieningsmomente of by die begin van 'n erediens, maar ek het goed gedink, kom ons sluit hiermee vanoggend af. Hierdie lied wat sê, soos 'n wildspok wat smag na water, so smag my siel na U, o Heer, want U is my hartsverlange, aan U wil ek U eer bring. Kom ons staan ons en ons sluit hiermee af. Smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag en U smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag en U Nou, dit is 'n voorreg om vir jou vanoggend te seën met die God se seën met wie jy in verhouding staan. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen. Mag jy 'n vreugdevolle, vredevolle week hê en mag jy ook veilig by jou bestemming ook weer uitkom. May the sweet, the blissful
anything